pastoor kan lekker preek, want die band het lekker gesing. But that's contrary to, the truth is contrary to the popular belief, as ek het so kan sê. Ons aanbid die Here, en ons bid en vra die Here dat julle saam met ons die Here sal aanbid. Dis wat ons hier is om te doen. Ek bid so ruk terug en ek vra vir die Here, ja, pastore bid ook. Ons moet nogal bid. Ons het die Here net so nodig soos die volgende. Ons het nie 'n direkte lyn en sit in hemelse plekke die hele dag nie. Maar ek bid so ruk terug, terwyl ons by een van die dienste is, vir die Paaskonferensie, en ek vra so in my stilligheid, sonder woorde, bid ek en ek bid, Here, wat moet ons doen wanneer ons by die Paaskonferensie is? Wat moet ons sing? Hoe moet ons sing? Wat moet ons doen? Want die gevaar is dat 'n mens kan in die lewe, as jy 'n ding lank genoeg doen, dit net so tipe van uitgewoonte doen. Net dieselfde altyd doen. En ek kry die eenvoudigste antwoord by die Here. Kan julle raai wat sê die Here vir my? Hy sê vir my, doen dit net eenvoudig. Nommer 1. En die tweede ding is, onthou, aanbid my. Dis die belangrike ding. As jy my aanbid, en mense wil iets daaroor sê, dan het hulle met my te doen. Want onthou, die lof is vir hom, nie vir my en jou nie. Die lof is vir hom. So as jy weer by 'n kerk inloop, en jy hou nie van die liedjie wat die ou sing nie, dan moet jy dalk huis toe gaan, en vir die Here gaan sê, Here, dis nie fair nie. Hierdie ou sing net die liedjie wat ek van like. Hoor wat gaan die Here vir jou sê. Ek gaan nie vir jou sê wat gaan die Here vir jou sê nie. Maar ek het al in my lewe agtergekom, daar's baie keer wat ek by die Here gaan kla en moan. Nou kom ek agter, maar ek moan eintlik oor my gerief. Omdat my gerief nie gerieflik is nie. Maar ja, dis nou alles in die lewe van Leon Labeskag. Maar dis nie waaroor ons hier is nie. Ons is hier in die eerste plek om die Here te eer. Dis belangrik, ons moet dit bly onthou. En dit klink asof ons dieselfde storie elke keer herhaal, ons doen, want dit gaan die hele tyd oor die Here se eer, oor wat hy wil hê. Ons is hier omdat ons wil hoor wat hy sê ons moet doen om hom te eer, sodat ons lewens 'n voorbeeld kan wees van hom, nie van my nie, van wat ek wil hê nie. Nou vandag is ons by deel 3 van goed wat God nooit gesê het nie. Hierdie ene is ek seker, 'n klompie van julle het dalk al gehoor, en die Amerikaners is meer geneig om dit te gebruik. God helps those who help themselves. God helps those who help themselves. Het julle dit al gehoor? Nou, interessant genoeg, toe ek nou gaan uitvind, waar kom hierdie sê ding vandaan, want net so tussen jou en my is, dit staan nie in die Bybel nie, toe vind ek uit dat 'n Amerikaanse president het 'n klompie jare terug dit gesê, ek dink dit is voordat ek eens 'n gedagte was. As ek het nou reg onthou, was die ou se naam Benjamin Franklin. Nogal. En dit klink so oulik, nee, dit klink na oulike advies. God help hulle wat hulle self help. Die waarheid van dit is, dis nie in die Bybel nie. As jy gaan kyk na Dawid, dan Dawid het nie gesê nie. As jy gaan kyk na Paulus het dit nie gesê nie. As jy gaan kyk na Jesus het dit ook nie gesê nie. So, nie een van hulle het dit gesê nie. Dit is goeie trooswoorde om vir iemand te gee, nee. Om vir iemand te sê, hoor hierso, man, as jy jouself help, dan gaan die Here jou help. Maar nou is die probleem met hierdie stelling is, dit sê,
dat ek moet eers sterk wees voordat God my gaan help. Is dit so? Want dis in effek wat jy sê. As jy jouself kan help, dan sal die Here jou help. So daar's 'n paar hulpelose mense in hierdie lewe wat nooit hulp gaan kry nie, want hy kan nie homself help nie. Hallo? As jy daar op die grond lê en jy het jou heup gebreek, kan jy jouself help? So nou, as jy die Here vra, Here help my, dan gaan die Here nie antwoord nie, want jy kan dan nou nie jouself help nie. Klink baie absurd om dit so te sê, maar dink 'n bietjie daaraan, dis min of meer wat dit beteken. Dit beteken, kry eers jou lewe reg en dan gaan die Here jou reg maak. Ek wil net gou hoor manne, wie van julle vang vis, of het al vis gevang? Ek sien van die manne wat vis vang is skaam om te sê hulle vang vis. Maar het jy al agtergekom, jy kan nie 'n vis skoon maak en hom dan vang. Jy moet mos eers 'n vis vang en dan kan jy hom skoon maak. Wanneer ek tot bekering kom, dan moet die Here my eers red en dan kan die Here met my werk met die proses van heiligmaking en al die gemors afgooi. Die Here maak my nie eers skoon en sê vir my, hoorie, word jy nou oulik en dan sal ek jou red. That's not what God's word says. Dit beteken ook, as ek hierdie sê, hierdie stelling is waar, dat ek sê, probeer net harder. Dan sal God jou bystaan. So as jy nie gaan harder probeer nie, gaan die Here jou nie help. Want dis nie wat die waarheid daarvan is nie. Daar's 3 goed. Kom ons sê die eerste een is, dit veroorsaak dat ek baie trots het in myself, en ek baie trots is op myself. Onthou julle vir oom Frank Sinatra? I did it my way. En dit is wat dit beteken. Dit beteken, ek kan myself help, ek kan myself red, ek het niemand nodig nie. Dis gevaarlike woorde. Dit is baie gevaarlike woorde en baie gevaarlike grond om op te wees. So, die volgende ding is, dit maak my gebedloos. Want omdat ek myself kan help, het ek mos nie nodig om te bid nie. Hoekom moet ek nou vir die Here vra? Ek het seker julle al eendag vertel van 'n ou wat, ek was baie klein. En ons sit aan tafel en een van ons kinders, die oom begin net te eet. En een van ons kinders vra vir hom, wat die een van ons weet ek nie, kan seker maar ek wees. Vra vir hom, hoorie oom, maar gaan ons nie bid vir die kos nie? En die oom se woorde was, hoekom moet ons bid vir die kos? Ek het gewerk hiervoor. That is very dangerous ground to be on. Want God wil hê, ek moet besef, ek het hom nodig. Gebed is dan 'n laaste opsie, in steede van dat ons sal verstaan, dit is waar ek eintlik moet begin. Want as ek vra, Here help, een van die amazingste goeders in die wêreld is, mense hoef nie kinders van die Here te wees nie. Maar die funny ding is, het julle al gesien, as daar ongeluk is, of daar's moeilike wat voor hulle lê, wat is die eerste ding wat hulle roep? Here help! Is dit nie aardig nie, nee. Dan weet hulle skielik, daar's iemand wat kan help. En ons sê dit, ek dink, partykeer kom ons dit op, maar hoor, want ons raak, wat ek nou gesê het, jy raak so gewoond aan wat jy kan doen, jy probeer jouself om daar uit te kom. En dan soos 'n kar wat daar in die woestyn vassit. Ek het dit al beleef. Hoe meer jy die kar ref, hoe vaster sit jy. Naderhand lê daar julle blessed chassis op die sand. Nou moet jy begin grou en planne maak om al die sand onder die kar uit te kry dat jy. Nou dink ek net by myself, as dit so 'n fisiese gemors is, wat se gemors kan ek van my lewe maak, as ek alles myself wil probeer uitsorteer met my binneste en met my gees? Dit is nog 'n groter gemors. Die derde ding wat dit veroorsaak is, dit plaas my geloof in 'n plek waar ek glo in
selfverbetering en nie in God nie. Kom ons wees eerlik, ons leef in 'n wêreld waar alles gaan oor how can you, of salvation for dummies, of wat ook al, maar oor alles is daar selfhelpboek al geskryf. Hoe kan jy jou innerlike genees? Hoe kan jy? Hoe kan jy jou kar regmaak? Daai een help nou nogal. Want ek kan bid tot ek blou in my gesig is, maar ek moet my hande vuil kry as ek my kar reg wil maak. Nee. Maar ek kan die Here nog steeds vra vir wysheid, of vir 'n ou wat vir my kan help, nee. Ek hoef dit nie by myself te doen nie. So, hoor nou mooi sê hierdie skryfding dit. Hy sê baie mense dink Christendom is net 'n program om 'n beter mens te word. Vanaand as ek gaan slaap, dan worry ek. Here, het ek genoeg gedoen om gered te word, dat as ek vanaand doodgaan, dat ek darm nie hel toe gaan nie. En nou worry ek hoop ek het genoeg vir mense gesê, hulle is oulik. Ag, ek hoop ek het mooi gepraat met my ouers. Ek was daar. En dan lê jy in sweet en huil en worry, want jy weet nie of jy hemel toe gaan nie, want jy leef onder condemnation, en daar's 'n klomp ouens wat vir jou sê, jy moenie dit nie, en jy moet dit, en jy moet. Tot ek die dag uitgevind het, van Efesiërs 2 vers 8, wat ons nou gaan lees. Ek gaan nou daarby uitkom. So, die evangelie is nie oor selfverbetering nie, hoor hierdie mooi woorde. Evangelie gaan oor nuwe geboorte. Nuwe geboorte. Wat het Jesus gesê vir Nikodemus, toe hy vir hom vra, wat moet ek doen? Toe sê hy, jy moet weer gebore word. En Nikodemus, tipies soos ons mense, met ons breins alles wil uitsorteer. Ek weet nie, hoe gaan ek weer in my ma se moederskoot kom nie. Dit maak nie lekker sin nie. Hallo? En sien is omdat 'n mens dit met jou verstand baie keer wil uitreken, en dis iets wat ek en jy sal moet leer, is dat God is God. God bly nie in my brein nie. Dis baie interessant dat wanneer ons praat oor God, nee, dan praat ons van waar woon hy? In my hart. En jou hart verwys na jou gees. So God bly nie in my brein nie, en hoe meer ek weet van God, hoe nader is ek aan God nie. Dis scary. Ek het agtergekom, hoe meer ek probeer leer van God, hoe minder weet ek. Hoe minder kom ek agter ek weet eintlik, want God is so bo my vuurmaakplek. En dit het my geleer, dat dis hoekom Jesus sê, jy moet glo. Nie jy moet dink nie. Jy moet glo. Jy moet op my vertrou. Kom ons kyk wat sê Efesiërs 2 vers 8 en 9. Vers 8 en 9, daar so staan, want uit genade is jy gered deur die geloof. Dan sê hy nie uit julleself nie. So ek kan nie myself red nie. Nou sê hy, dit is 'n gawe van God. As jy vir iemand sê, okay, as jy nou hard werk hierdie eksamen, dan sal ek vir jou 'n fiets koop. Het julle dit al gedoen met julle kinders? Is dit 'n geskenk dan Kersfees of het jy gewerk vir hom? So dan help dit nie jy rap hom nie, want dit is nie 'n geskenk nie, hy het gewerk vir hom. Maar as hy dit nie verdien het nie, en jy koop hom in elk geval die fiets, dan is dit 'n geskenk. Dis presies wat met ons gebeur. Christus het daai prys betaal, ek kon dit nie doen nie. En daardeur is ek gered, en dan kom die volgende woorde, nie uit werke nie, nie uit dit wat ek doen nie, hier is die rede hoekom, sodat niemand mag roem nie. Mense wat daar buite rondloop en sê, weet jy, ek is so oulik en ek het hierdie gedoen en ek het daai gedoen en dis hoekom die Here moet hou van my. Dis baie gevaarlike grond. Let mooi op, dit is nie inspanning nie, dis nie 'n prestasie nie, dis nie uit jou eie vermoë nie, dit is uit genade. Wat is genade anderste as die volgende woorde? Is guns wat jy nie verdien het nie. Onverdiende guns. Baie goeders in die lewe, dan besef ek net, weet jy wat, hierdie is net genade.
ek het nie dit verdien nie. Ek het dit, maar ek het dit nie verdien nie. Ek kan net die Here daarvoor dankie sê. En daar is baie goed wat ek in die lewe nie verstaan nie. En ek het nou al geleer om te sê, ek weet nie. Wat help het ek probeer dit explain, maar nou wil hulle explanation hê. Nou dink ek kan dit nie vir jou explain, ek kan dit nie vir jou explain is verduidelik. Ek kan dit nie vir jou verduidelik nie, want ek het nie die antwoord nie. En dit het my laat besef, maar dis hoekom ek God nodig het. Juis omdat ek hom nie kan beskryf nie. Ek kan net sê, ek weet die woord van die Here sê vir my, hy is lief vir my. Ek weet die woord van die Here sê, ek is dood as gevolg van my sonde, maar omdat hy die prys betaal het, het ek die ewige lewe gekry. I don't know how that is, but he did it. I don't know why Jesus loves me. I don't know why he cares. I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad he did. Where would I be if Jesus didn't love me? Ja, waar sal ons wees as hy nie daar was nie? Jy sien, dooie mense kan nie hulle self help nie. En wat het ons nou net vir mekaar gesê? Sonde, sê die woord, veroorsaak dood. So as ek dood is, kan ek mos nou nie myself help nie. God moet my help. Jy sien, ek het opstanding nodig. En dit is presies wat Jesus gekom het om te doen. Hy laat my opstaan. Nou God help die hulpelose. Kyk wat staan daar in Jakobus 4 vers 6. Daar staan, God weerstaan die hoogmoediges. Nou, ek wil net gou vra, hoe lyk iemand wat jou weerstaan? Hoe weerstaan jy iemand? Dis reg, gaan net weg. Ek weet nie van jou nie, maar ek is 'n bietjie meer militant as dit. Ek het nou met jou gepraat, ek wil hê jy moet nou uit my gesig uitkom. Gaan daarheen. Gewoonlik as ek 'n ou weerstaan, dan voel ek sê vir hom, dis soos, hier's 'n goeie voorbeeld van weerstand, ouens. Ek dink almal ken hierdie ene. Jou foon lui. Good day, sir. What is your name? Oh, I'm calling from this company. We want to tell you about our wonderful product. Nou, en dan sê jy vir hulle, jy probeer kans kry om te praat. Nou probeer jy vir hulle sê, maar ek wil nie nou luister nie, want ek wil nie jou produk hê nie, ek het assuransie. Dankie. Nou probeer jy hulle, what vehicle do you have? Nou sê ek, excuse me, you didn't even ask me if I want to. Verstaan, nou raak jy redelik op, dan sê ek vir hulle, dame, ek wil net hoor of jy Engels verstaan, want jy praat nou Engels, maar sê net vir my, verstaan jy hierdie woorde? Ek stel nie belang nie. Ek het assuransie. Nou sê wat jy bedoel. En wat's die volgende weerstand? Ek is nog partykeer oulik, dan sê ek vir hulle, lady, you realize that I said no and you keep on talking, I'm going to put down the phone now. Ek is nie altyd so diplomaties nie. Maar dis wat ek probeer sê. Die woord sê dat God weerstaan die hoogmoediges. So God het 'n weerstand daarin. Daar's nie eens 'n ding van, gaan net weg nie. God weerstaan dit. Hy keer dit af. Maar hier's die mooiste, dat hy sê hy gee genade, onverdiende guns aan ouens wat nederig is. En 'n persoon wat nederig is 'n persoon wat erken, ek het hulp nodig. Daar's min dinge, daar's min plekke wat jy meer nederig kan wees as wanneer jy sê, ek het hulp nodig. Jy kan wees wat jy wil, jy kan wees wie jy wil, maar as jy in die nood is, dan raak jy vinnig baie nederig. Veral as jy nie geld het.
Hallo? Dink gou daaraan. As jy geld het, het jy opsies. Want jou geld sê, wel, ek bel net my assuransie. Maar as jy nie assuransie het nie, en jy het nie geld om assuransie te betaal nie, dan het jy nodig om baie nederig te raak om iemand te vra om jou te help. Hallo? So die feit van die saak is, God wil hê ons moet besef, ons het hulp nodig. Dis belangrik. En dat die hulp moet van hom kom. So hy sê nie, maak jou eie planne nie. Hy sê nie, jou hulp is uit jou eie vermoë nie. Hy sê, jou hulp moet van my afkom. In Psalm 121 vers 1 tot 2 staan daar, ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Dan sê hy, hier is die antwoord. Hy antwoord homself. My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. So hy erken, dis nie enige Piet wat daar buite hom gaan help nie. Hy sê, dit is God wat die hemel en die aarde gemaak het. Nou as jy jou beroep op die skepper van die heelal, nou beroep jy jou op die een wat daartoe in staat is om te skep, selfs al bestaan dit nie. Daaroor moet ek en jy opgewonde raak, want nou is my hulp nie van myself nie, dis nie net van 'n mens nie, dit is van die een wat die hemel en die aarde gemaak het. And he can call into being that which is not even there. Nou dit maak my, dit kry my engine geref. Want hy is in beheer. Genade, ek is nog nie eens halfpad nie. Nou, Jesus se lering oor afhanklikheid was die volgende. Jesus sê, kom ons kyk na Johannes 18 vers 5, hy sê, ek is die wynstok en julle is die lote, want sonder my kan julle niks doen nie. Weet julle wat vir my so wonderlik van hierdie analogie wat Jesus hierso gebruik? 'n Loot kan nie vrug dra as hy nie in 'n wynstok is nie. 'n Loot wat afgesny is, wat nie gekonnekteer is nie, kan nie vrug dra nie. Nommer 1. Nommer 2, 'n loot wat nie gekonnekteer is nie, kan nie die vrug dra van die tipe wynstok se DNA nie. Want die DNA lê nie in die loot nie, die DNA lê in die hele plant. In die feit dat hy sê, die Vader is die landbouer, hy sê, hy is die wynstok en ons is die lote. So wat se vrug dra jy dan? Sy vrug. Wat is deel van sy vrug? Dink so 'n bietjie daaraan as ons dink aan Galasiërs 5. Die vrug van die Gees is liefde en selfbeheersing. Kom al daai goed van ons af? Nee. So tussen jou en my, dis nie eens hier binne in die preek, maar dis 'n ding wat my aangegryp het. As jy gaan kyk na daai stuk, gaan lees dit 'n bietjie, nê? Dan praat hy oor die vrug van die Gees. Dis interessant. Nou sê hy die vrug van die Gees is hierdie goeters en dan sê hy maar die werke. Dit het my gebou. Die werke van die vlees is die ander goeters. So dis nie die werke van die Gees nie, dis die vrug van die Gees. Dit ontwikkel omdat God die vrug gee deur jou en my lewe. So al wat ek hoef te doen is ek moet net connected bly. How about that? Maar die werke van die vlees dra jy by jouself. Dit doen ek net by myself. So, dis hoe die Christenlewe werk. Ek moet by hom ingeënt wees. Nou die gevaar van selfvertroue is, dit veroorsaak dat ek angstig raak. Want ek het besef wat is my tekortkominge. En dink net aan die wonderlike ding daarvan. Die gevaar is, ek besef my tekortkominge en ek kan weet waar ek myself nie kan help nie, maar ek probeer dit. Maar as ek in Christus is, dan weet ek my krag kom van bo af, dit kom van hom af. En dan natuurlik, jy brand uit as jy op jouself probeer vertrou. Want jy kan net soveel. Weet julle wat vir my so awesome, ons het nou daai lied gesing, ewige God, en dit gaan oor daai gedeelte van, wat praat oor,
Hulle wat wag op die Here kry nuwe krag. Ons krag word meer as ons wag op die Here, want hy laat ons opvaar op vleuels soos arende, né? So, dis vertrou op hom dat jy kan vlieg, nie jy probeer by jouself daar te kom. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met 'n stukkie van jou hart, en dan traai jy ook uitfigure wat jy moet doen. Nee, daar staan, vertrou op die Here met jou hele hart, met alles wat jy het. Ek dink dit is een van die krisisse van ons tyd. Mense maak jou geestelike lewe een of ander boksietjie, dis kerk. In steede van om te verstaan dat Christus moet my hele lewe wees, so kerk is 'n groot gedeelte daarvan. Dis nie net hierdie dingetjie wat ek doen op 'n Sondag, gaan ek net gou-gou om net gou-gou my fix te kry, asof ek 'n verslaafde is, nie. Ek kom want ek weet ek is deel van 'n familie, ek is hier vir jou, jy is hier vir my. So as jy nie vir my smile nie, dan bederf jy kind of die effek van hoekom ons hier is. Ons is hier vir mekaar, nie net vir myself nie. En dit affekteer my hele lewe. Weet julle hoeveel mense hoor ek, wat nie die Here geken het nie, dan leer hulle die Here ken, dan begin hulle nou kerk toe kom, dan sê hy, ja, as ek nie kan by die kerk uitkom nie, en ek nie kan bid nie, en nie saam met die familie van die Here is nie, dan raak my week baie lang. Want hulle kom agter dat hierdie is deel van hulle wese, dis deel van hulle lewe. Dieselfde met jou werk. Jou werk moet gefundeer wees op Christus. Jou gesin moet deel wees van Christus. As ek daai goeders wil apart maak, dan sê ek nog steeds by hierdie ou plek waar ek help my, probeer myself help, en Christus kan my net help vir my redding en nie vir die res van my lewe. Christus wil meer wees as net jou redding. So geloof wat optree en nie presteer nie. Nou beteken dit dat Christendom is nie passief nie. Ons het dit nou vir mekaar gesê. Genade maak ons nie lui nie, maar genade maak ons lewend. Dit was nou nogal mooi toe ek dit sien. Genade maak my nie lui nie, dit maak my lewend. Hoekom? Want nou vertrou ek op God. En nou is ons weer terug by dit wat ons die vorige keer gesê het oor dit alles lê in verhouding met Christus. Ek kry nie by Christus wat ek kry omdat ek goeie oulike goedjies doen nie, maar omdat ek in 'n verhouding is met hom. Omdat ek hom soek. Dis hoekom hy sê, soek my. Soek my. So as ek sy woord lees, dan is dit nie om hom tevrede te probeer stel nie, is omdat ek sy hartklop wil leer. As ek bid, dan is dit omdat ek nodig het om te ervaar hoe dat hy in my lewe werk. Ek dink ons is baie arm partykeer as ons net entry level Christene wil wees. The light version. Het julle al agtergekom, alles wat jy deesdae kan koop is die light version, en dan sal standard version, dan sal premium version. Die Here wil hê ons moet premium ervaar, man, lewe in oorvloed. En ek dink dit is wat die klompie Jode gemis het. Hulle het al hierdie godsdiens gehad en hulle reeltjies en hulle goeders, en hulle sif die muggies, maar hulle vergeet die groot ding, die kameel. Hulle vergeet dat God wil hê, jy moet die Here, jou God, lief hê. En jou naaste soos jouself. Nou probeer hulle al hierdie nitty-gritty goeders, en dit irriteer my partykeer as ouens by my kom, en weet jy, hierdie skriffietjie, en hierdie dingetjie, en daai dingetjie, dan sê ek, dude, kom by die Here uit. Nou worry jy oor hierdie skriffietjie, en hierdie ou se dingetjie, en daai ou wat dit gesê het, en daai, wat dink ek, jy hou jou besig met 'n klomp goed, kom by die Here uit, en bless iemand anderste. En in 'n oomblik as ons daar kom, dan vertrou ek die Here, want as ek gee, dan kan ek net gee as ek van die Here ontvang het. Dis baie, baie belangrik, en nou het ek verloor, waar is ek in my preek? So, nou staan daar in Filippense 2 vers 13, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. So as ek by hom uitkom, dan begin hy nou hier binne in my te werk. En as hy binne in my werk, dan begin ek te sien soos hy sien, ek begin te hoor soos hy sien, en ek begin nooit te sien soos wat hy sien. En dis wanneer ek iemand kan bedien, want nou bedien ek hom
nie uit my krag uit nie, ek bedien hom uit God se krag uit. So my gehoorsaamheid dis nie 'n poging om God te probeer beïndruk nie. Manne, julle het dit gelukkig nooit gedoen nie, maar ek kan onthou, toe ek nou jonger was, as wat ek nou is, toe die ouens van my ouderdom, het hulle karre gespin, en hulle het mags op die kar gesit. Hoekom? Want hulle moet mense beïndruk. En hy moet kan julle onthou, was dit 'n klein grootbek of klein geraas groot, iets van die aard, maar dit was 'n sound system wat in jou kar was. Dat as jy in Brakpan wegtrek, dan weet die ouens in Benoni, jy's op pad. Want jy moes mense beïndruk. En dan beïndruk hy hierdie girl. Maar dit is leeg. Die beïndruk is leeg. En dis nie wat God wil hê nie. God wil nie hierdie ding hê dat ek hom moet beïndruk nie, want ek onthou, dan gaan sit ek gaan sit letterlik vir ure, dan gaan ek nou bid. Want ek het dit nie gefigure nie. En dan dink ek stel nou die Here tevrede. Die Here gaan nou vir my hierdie revelation gee. As ek nou vir hierdie 2 ure gaan sit en bid, en moet ek die Here soek? Yes, ek moet. Maar na die tyd, toe kom ek agter, weet jy wat, eintlik wou ek gehad het die Here moet vir my so download gee, dat ek hierdie revelation het, en as ek hierdie revelation het, dan gaan ek dit met ander mense share. Toe kom ek agter, you are in the wrong place, because you think you are pleasing God, and then you are going to please people. En die Here voel, hy was by God gewees, halleluja. Die skok was vir my om te sien hoe dat kinders, wat nie ure spandeer by die Here nie, dan loop hy by sy oupa en sy ouma en hy sê net, ouma, Jesus het gesê ek moet vir jou bid, dan lê hy sy hande op sy ouma en hy bid vir haar en dan word sy gesond. Dit het aan my lyf gevat. En toe kom ek agter, geloof, baie meer werd as om God te beïndruk. So ek hoef hom nie te beïndruk nie. Dit wat ek doen is eintlik net 'n reaksie op sy liefde. Dit is net 'n reaksie op sy liefde. Die feit dat ek vir my vrou 'n deur oopmaak as ek haar in die kar laat klim, is vir praktiese redes, want sy het goeders in haar hand. Ek speel sommer. Dis nie omdat ek haar liefde soek nie, maar is omdat ek lief is vir haar en ek weet sy is lief vir my. En dis hoekom ek dit graag wil doen. Want dis nie vir my 'n probleem nie. En dis net my vrou, dis nie eens die Here nie. Nou, in die Bybel kan jy gaan kyk, daar's 'n paar voorbeelde, as jy kyk na Moses sê vir hom, hy moet gaan en hy moet die volk gaan bevry, en dan sê hy vir hom, ek is swaar van spraak, hoe moet ek dit doen? En die Here sê vir hom, gaan jy net en sê, ek het jou gestuur. En ons weet, as jy die storie ken, dit was nie net gou, hy gaan haal gou die ouens nie. Hy moes 'n paar keer na Farao toe gaan. As jy kyk na Gideon, hulle gaan maak die ouens bymekaar, want hulle moet die Midianiete aanvat, want hulle is 3000, en hy maak 32,000 ouens bymekaar. En die Here sê vir hom, Gideon, minder. En toe hulle die ouens minder maak en hulle huis toe stuur, toe sê die Here vir hom, Gideon, jy verstaan nie, nog minder. Op die einde staan Gideon met 300 mense. Kon hy homself help? Teen 3000 ouens? Jy sien, hy moes agterkom, sy hulp is van die Here. My hulp kom van die Here, in die dood en in die lewe. My God getrou, sy belofte sou, geanker in die kruis. Dit wat hy gedoen het, nee. As jy dink aan Dawid en Goliat, Dawid loop uit, en hulle probeer hom met die koning se wapenrusting help. Wat gebeur? Hy sê, nee, hierdie ding pas my nie.
ek is te klein vir hier, want onthou, Saul het kop en skouers bo die ander ouens uitgestaan. So, daar's nie 'n manier wat sy wapenrusting kon pas nie. Dan loop Dawid uit met 'n slingervel en 'n klip, maar dit was nie sy grootste wapen nie. Sy grootste wapen was, hy het die Here vertrou. Hy het die Here vertrou. Want hy stap uit en hy sê, ek sal dit nooit vergeet nie. Want ek moes dit op sonnaarskool, dis een van die verse wat ek moes leer. Dankie Here vir die sonnaarskool. Goliat sê vir hom, kom jy na my toe met 'n stok en 'n klip asof ek 'n hond is. En Dawid sê vir hom, jy kom na my met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die hemele, wie jy uitgedaag het. Hy sê, en vandag, hoor hierdie woorde, hy sê nie, ek gaan jou doodmaak nie, hy sê, vandag gaan hy jou in my hande gee. Ek wil hê, jy moet vanmôre vir die Here sê, Here, ek wil my lewe so leef soos Dawid, dat ek sê, wat ook al voor my staan, wat ook al die reus is wat voor my staan, in my werk, in my finansies, in my gesinslewe, in my kinders wat U nie dien, wat ook al die geval mag wees, wil ek hê, jy moet vanmôre vir die Here sê, Here, ek wil hierdie reus aanspreek en sê, ek kom na jou in die naam van die Here, God van die hemel, wat die hemel en die aarde gemaak het, want hy is my hulp. Hy is my vermoë. Ek vertrou op hom. Sien, die hart van die evangelie is nie selfvertroue nie. Die hart van die evangelie, al die pad, is dat Christus het gesterf en opgestaan en hy sit aan die regterhand. Dis net amazing as jy daarna gaan kyk. Jesus het gekom toe hy gebore en hy leef sodat ek en jy kan sien, jy kan in hierdie wêreld leef. Hy laat hom nie in 'n paleis gebore word nie, waar word hy gebore? In 'n stal, tussen diere. Die volgende ding is, God laat hom leef onder spanning van vervolging, want hulle wou hom doodmaak, terwyl hy 'n kind is. Ons leef in 'n land waar ons voel, alles val uit mekaar uit. Jesus het baie erger omstandighede gehad, en hy wys, jy kan dit doen. Dan moet hy begin bedien, en selfs daar is al op die einde van die dag vervolging. Almal dink hulle Messias het gekom, en hy sê, nee, wow, dis nie wie ek is nie. Ek is die Messias, maar nie soos wat julle dink nie. Dis nie 'n politieke oorwinning nie. Hierdie is van my hemelse Vader af. Dis my opdrag. Kom julle alweer agter, vertrou op die Vader. En hy bly verwys na my Vader het my gestuur. Ek het gekom om my Vader se wil te doen, julle gaan dit nie daar kry nie. Ek het gekom om my Vader se wil te doen. En dan sterf hy aan 'n kruis, en binne in sy sterwe lê die oorwinning. En dan maak hy nie daar klaar nie, want dan staan hy op by die graf uit. Dan gee hy vir hulle opdragte en dan sê hy vir hulle, gaan heen en maak disippels, sodat ek en jy dit ook kan wees, sodat ek en jy ook redding kan leer ken. En dan maak hy weer hier klaar, en dan gaan hy na die regterhand van die Vader toe, en dan stuur hy die Heilige Gees. So, die heeltyd is God besig om in ons lewens te werk op 'n manier, wat partykeer vir ons lyk na 'n nederlaag, maar die nederlaag is baie keer die oorwinning wat hy bewerkstellig. So moenie toelaat dat die vyand vir jou klomp leuns vertel nie. Kom ons glo God se waarheid. God se waarheid is, hy is in beheer. En dis hoekom Christus vir goddeloses gesterf het, terwyl ons nog swak was, terwyl ons nog sondaars was, het hy vir jou en my gesterf, sodat ons kan sê ons redding is uit hom uit, nie uit onsself nie. Wil jy nie saam met my vanmôre staan? Nie. En vanmôre gaan ek vir jou vra, dit waaroor ons nou gepraat het, dat jy jou reus in jou gedagtes in die oë gaan kyk, sien hom voor jou staan, en besef, dat jy hoef nie eers jouself te red nie, God wil jou eers red.
Maar hier is die wonderlike ding. Dan gee God jou die vermoë om te kan staan en om te kan oorwin uit sy vermoë uit. En ek wil hê jy moet vanmôre bietjie net daar waar jy staan, moet jy jou reus aanspreek en vir hom sê, kyk, maak jy gereed om te sterf. En onthou, jou kinders is nie jou vyand nie of jou probleem nie. Die vyand is die vyand. Die duiwel is die vyand, want hy is die een wat mense mislei. Laat toe dat God dit doen. Kom ons bid.